Okay, praise God. Baie welkom volgend in Dunamis Bediening Parel. Ons vertrou dat u hierdie woord saam met ons sal geniet, dat hierdie woord verskil gaan bring in u lewe. En dan wil ons ook dan groet vir pastoor Jaco Barkhuizen en vir Melanie en vir Lenies, al die pad van Pretoria af. Baie welkom saam met ons. Ou vriende, stap lanke pad saam, groot waardering vir hulle. Geniet die diens saam met ons pastoor. Ons vertrou dat jy die Kaap ook so sal geniet, dat jy binnekort ook dan 'n registrasienommer sal hê van WP 1 of WP of iets, so WP registrasie sal hê. Dan wil ek ook groet volgend vir Jaco in PE, Jaco, vir jou, Jaco de Tooi, vir jou en jou familie, baie dankie vir julle liefde, dankie vir julle ondersteuning, julle betrokkenheid, ook by Dunamis Bediening. God seën vir julle. Ek wil volgende met u praat oor die onderwerp, waar is God? Nou, baie keer dan wil ons as mens, wil ons vra, maar ons is bang om die vraag te vra, want ons is bang vir die antwoord wat ons gaan kry. Maar baie keer is ons ook bang dat mense ons vra. Byvoorbeeld, as ek vanoggend sou vra, Lenies, het jy al 'n plaasboer ontdek in die Kaap, 'n wynboer, plaasboer, dan sal sy vir my sê, pastoor, nee, ek het nog nie ontdek nie, en ek wil ook nie daai vraag hoor nie, want ek wil nie 'n wynboer hê nie. Maar so kan ons baie vrae vra, en dan is ons bang, ons is bang om antwoorde te kan gee. As ons vir mense vra, waar is jou kerk? Dan is dit nie so moeilik om vir hulle te vra, waar is jou kerk nie, want onmiddellik te koppel hulle die kerk in 'n gebou of in 'n denominasie, dan sê hulle vir jou sê, maar weet jy, ons kerk is daar in die Hoofstraat, dis waar ons kerk is, of dis daar waar ons kerk is. Hulle antwoord jou heel gemaklik, want dis nie 'n ongemaklike vraag nie. En daarom is dit nie so moeilik om hom te beantwoord nie. Of as jy vra, maar waar en wie is jou dominee, of wie is jou pastoor, of wie is jou biskop, of wie is jou prediker, dan kan ons sê, maar weet jy, dit is sy naam en hy bly daar, en ons kan so 'n bietjie van hom ietsie sê. Maar as iemand vir jou kom en hy vra jou die vraag, en ek wil volgens spesifiek praat met selfbelydende Christene. Met ander woorde, jy bely dat jy tot wedergeboorte gekom het, dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe. Jy behoort aan die liggaam van Jesus en jy is betrokke in 'n gemeente. Ek wil vir jou die vraag vra vanoggend. Waar is jou God? Sou 'n ongelowige na jou toe kom en hy vra vir jou, waar is jou God? Jy sê, jy gaan hemel toe, jy sê jy behoort aan 'n kerk, jy gaan elke Sondag na 'n diens toe en jy woon dit by, maar waar is jou God? Waar is die God van jou kerk? Waar is die God van jou geloof? Waar is hy? Ek dink dan sal dit vir meeste van ons 'n ongemaklike vraag wees om te beantwoord. Want dit is maklik om te sê, maar ek is 'n kind van die Here, ek behoort aan 'n gemeente. Maar waar is die God van die gemeente? As 'n ongelowige my en jou dit vra, wat sal jy hom of haar antwoord? Want ek dink dis 'n vraag, 'n regverdige vraag, wat 'n ongelowige my en jou kan vra. En ook dan
behoort te vra, want ons wil hom of haar in ons kerk kry. So as hulle 'n vraag vra, ek stel nie belang wie jou pastoor is nie, ek stel nie belang wie jou dominee is nie, ek stel nie belang wie jou prediker is nie. Ek stel belang, ek wil weet, waar is jou God? Hoe gaan jy hom antwoord? Baie van ons sal dalk sê, maar weet jy, God is daar bo in die hoogste hemele. En ons kan dit ook dan bewys uit die Bybel uit. Hy's daar bo iewers in die hoogste hemele. Dis waar God is. En dan kan ons ook dalk 'n bietjie geestelik raak en soos Dawid sê, hy sê, waar sal ek ontvlug? Waarheen sal ek gaan? Sal ek afdaal na die doderyk toe? Daar is God. Of sal ek opgaan na die hoogste hemel toe? Daar is God. Wat sal ek hom antwoord? Sien, kind van die Here, ek wil vir jou lees vanoggend uit die boek van Psalm 42, blaai saam met my na Psalm 42 toe. En ek wil vir jou uit die Ou Testament uit vir jou uitlig. En toe ek dit lees, toe gryp God my gees met hierdie vraag: waar is jou God? Waar is jou God? Jy sien, want kind van die Here, die kerk is so verwêrelds. En ons kom met antwoorde, en ons wil baie praat, en ons so intellektueel, maar vir die sondaar, die man en die vrou, die seun en die dogter, wat daar in die wêreld is, wat nie in die kerk groot geword het, hulle is nog nie gespoil in die sin wat ek wil sê. Wat bedoel ek? Hulle is nog nie gespoil nie. Bedoel ek, hulle is nog nie so vol dogma nie. Hulle is nog nie so vol teologie nie. En nou roep en vra hierdie man en vra hierdie vrou vir die man of die vrou, die seun of dogter van die kerk wat in die kerk is, wat bely, hulle tot wedergeboorte gekom. Waar is jou God? Hoe lyk jou God? Wat doen jou God? En toe ek Psalm 42 lees, en ek gaan hom saam met u lees, toe raak ek bekommerd in my hart. Dawid sê so, 'n onderwysing van die kinders van Korag, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Ek wil hê jy moet let op na Dawid. Hierdie is die man na God se hart gewees. Hier roep hy uit. Hy sê, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. Dan gaan hy aan, hy sê na 'n lewende God. Sien, kind van die Here, vir die meeste van ons, sit ons week in en week uit, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit, sit ons in die kerk. En ons is besig met godsdiens, maar ons is nie besig met die God van die godsdiens nie. Maar hier kom Dawid, hy roep uit, hy sê, Here, my siel smag na u. Hy sê, na die lewende God. Jy sien, want hy het verstaan, daar's baie afgode in daai tyd gewees, soos dit maar vandag ook is. Baie afgode, hy sê, nee, ek soek nie na hierdie afgode nie, ek soek na u, o God, na die lewende God, ek soek na u. Hy sê, wanneer sal ek ingaan voor die aangesig van God verskyn? Hy het 'n verlange, hy wil God sien, van aangesig tot aangesig. Hy sien net
meer tevrede om te sê, om te hoor, maar God is 'n God van ver nie. God is daar in die hoogste hemel. God is daar iewerste op die aarde word gevul met die heerlikheid van God. Hy sê nee, God, hy sê ek wil u sien. Ek wil u van aangesig tot aangesig. Ek wil u sien. Nou kind van die Here, dis waar u en ek moet uitkom. Maar nou kom Dawid en hy gaan aan, dan sê hy so, hy sê my trane is my spys dag en nag. Hy sê my trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Sien kind van die Here, u en ek kan die evangelie verkondig. Maar waar is God in die evangelie? Waar is God in die evangelie? Ons kan soveel uit die Bybel vat. Ons kan soveel preke uitlig. Ons kan soveel stories uitlig. Maar nou kom Dawid en hy sê God, hy sê my siel smag na u, ek dors na u, Here, na 'n lewende God. Wanneer gaan ek u sien? Hy sê die mense vra vir my, waar is jou God? Hulle wil, luister mooi, hulle wil hierdie God, wat hierdie man Dawid so lief het, wat hy ween, dag en nag, die trane rol oor sy wange, hy roep uit na God, geliefdes, hy roep uit na God, hy soek God, sy hele wese, sy mens wees, hy roep, sê God, wanneer gaan ek voor u verskyn, wanneer gaan ek u sien, sê Here, my trane dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my vra, waar is jou God? Ek wil hê u moet luister die vraag wat Dawid vir ons hier so neerpen. Hy sê die hele dag vra hulle vir my, waar is jou God? Hoekom vra hulle so 'n vraag? Hulle sien en hulle kyk na 'n man. Hy praat. Hy loof en prys God. Daar's iets in hom wat hom drywe. Hy sê soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. As Dawid sy mond oop gegaan het, dan dink ek het gepraat oor God. En nou kom die omstanders en hulle kyk na hierdie man. En hulle vra vir hierdie man, waar is die God waaroor jy so te kere gaan? Hoeveel en wat gaan die kerk, wat gaan die gelowiges, die selfbelydende Christene, wat gaan hulle, die sondaar, daar buite, wanneer die sondaar hom of haar nader, of hom of haar te vra, waar is die God, waaroor jy so lyries raak, waar is hy, wat gaan jy hom antwoord? Wat gaan jy haar antwoord? Sien kind van die Here, dis die vraag. Waar is jou God? Hulle sien 'n man. Hulle sien 'n vrou. Sondag na Sondag. Ons gaan kerk toe. Ons is betrokke by die kerk. Maar waar is die God van jou kerk? Sien kind van die Here, ons is baie keer so besig met soveel programme in die kerk. Ons is baie keer so besig met ons geboue. Ons is so besig met ons finansies. Ons is so besig met ons bazaars en ons koeksisters en wat ook al. Maar waar is God? Waar is jou God? Dit is baie maklik om in 'n groep van gelowiges te wees. En ons aanbid God, maar waar is God? Waar is God? Waar pas God
in jou lewe in? Waar pas God in jou godsdiens in? Sê, maar ek het hom lief. Ek het hom aangeneem. Wys hom vir my. Wys hom vir my. Die vraag is, waar is jou God? Wat, ek wil nie iemand op let, hou vast daaraan. Die mense vra, Dawid sê, maar Here, hulle vra vir my dag en nag. Hulle hou nie op nie. Hulle wil weet, waar, Dawid, waar is jou God? Gaan hy aan, hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare. Ek wil hê jy moet let op wat Dawid sê. Hy sê, ek is gewoond gewees om voor die skare uit te trek. Hulle gelei het na die huis van God. Ek wil hê jy moet verstaan, as Dawid praat na die huis van God, dan praat hy van die tabernakel, of hy praat van die tempel, nie van die tempel, dat is die tabernakel gewees, die huis van God. Hy sê, ek lei hulle, hy sê, ek trek vir hulle vooruit, hulle volg my na die huis van God. Maar dit is nie wat die mense om gevra het nie. Die het hom gevra, waar is jou God? Dit is maklik om vir ouers te sê, maar luister, kom na my kerk toe, kom na die huis van die Here toe, maar dit is nie wat hulle hom gevra het nie. Hulle het hom gevra, waar is jou God? Nee, maar ek gaan julle kom, ek trek voor, ek loof en prys God, ouers, maar kom na die huis van die God. Nee, dit is nie die vraag nie. Die vraag is, waar is jou God? Dit is baie maklik om vir die mense te sê, kom na die huis van God toe. Dit is baie maklik om hulle te sê, kom kerk toe. Maar dis nie die vraag nie. Die vraag is, waar is jou God? Waar is jou God? Hy sê, ek het hulle gelei na die huis van God, met die stem van gejubel en lof, feesvierende menigte. Menigte, sê Dawid, het my gevolg. Want dan is daar 'n groep mense wat gevra het, Dawid, waar is jou God? Kind van die Here, wat sal u, wat sal ek, wat sal ons, daar die man, vrou, seun of dogter vir jou vra, waar is jou God? As hy of sy sê, as jy hulle nooi, kom na my kerk toe, kom na die huis van die Here toe. Sê, nee, ek stel nie belang om na die huis van die Here toe te gaan nie. Ek wil weet, waar is jou God? Sien, dit lyk vir my asof Dawid hier kom en sê, Here, alles val weg. Here, ek was betrokke gewees. Here, ek dans, ek lei die menigte. Met 'n groot gejubel. Ek sê vir hulle, kom, ons is feesvierende. Dit klink soos 'n goeie lot Pinkster ouens. Hulle swaai vla. Hulle blaas hierdie basuine, hulle blaas die ramse horings. Hulle blaas. Hulle maak goeie geraas. En die omstanders hoor hulle, vir die omstanders is dit geraas, maar vir daai groep, ons loof en prys God. Dawid sê, ek het al hierdie dinge gedoen, my God. Maar hulle vra my, waar is u? Waar is jou God? En nou, ek praat hier, Oud-testamenties. Want Psalms is Oud-testamenties, Dawid is Oud-testamenties. Maar toe is al die vraag gevra, waar is jou God? Wat buig jy jou neer, o my siel, vers 6, en is onrustig in my hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Dan gaan hy aan, hy sê, o my God, my siel buig hom neer in my, daarom dink ek aan u
uit die land van die Jordaan en die Hermons van die Kleingebergte af, die vloed, na die vloed by die gedruis van die waterstrome, al die bare en golwe het oor my heen gegaan, maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied en in die nag sy lied by my wees. 'n Gebed tot God van my lewe, ek wil spreek tot my God, my rots, waarom vergeet U my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyande se verdrukking? Met vers 11, nou luister mooi wat sê hy hierso, met 'n doodsteek in my gebeente smaat my teestanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Sien, dit bring 'n ander perspektief in godsdiens in. As ons alles uithaal, ons haal die lofprysing uit, ons haal die jubel, die gejuig uit, ons haal die musikante uit, ons haal die prediker uit, ons haal die gebou uit, ons haal alles weg, en daar staan jy en ek alleen, voor daai sondaar daar buite, die vyand van die kruis, en hy konfronteer my en jou. Waar is jou God? Wys hom vir my. Wys hom vir my. Sien, kind van die Here, dis tyd dat Suid-Afrika, dis tyd dat die gelowiges moet aangespreek word, ons moet geroep word, sê, waar is jou God? Dat u en ek God kan wys. As daar tyd is, wat ons nou moet agter die beskerming van die kansel uitkom, om gekonfronteer te word, buite die huis van die Here, die kerkgebou, buite jou denominasie moet uitkom, waar jy bloot moet staan, dat jy voor die sondaar, voor jou vyande moet staan, en die vraag moet antwoord, is dit nou, dis die seisoen. Ons vra, waarom loop die kerke leeg? Ander loop vol. Maar die vraag bly, vir hulle wat leeg loop, vir hulle wat vol loop, waar is jou God? As ek al die musiek weghaal, as ek alles uithaal, ek vra vir jou, waar is jou God? Soos hierdie vyande van Dawid, hy sê dag en nag vra hulle vir my, waar is jou God? U moet onthou, hulle het alles gesien, hulle Dawid gesien hoe dans hy, hulle Dawid gesien hoe die menigte, hoe hy hulle lei, hulle het alles gesien, hulle sê preke dalk ook gehoor, saam met hom, gesien hoe gaan die menigte na die huis van die Here toe, maar die vraag het gebly, waar, Dawid, waar is die God wat jy so oor te kere gaan? Waar is die God waaroor jy so lyries raak? Ou Testament. Ons gaan so 'n bietjie na die Nuwe Testament toe. Jezus sit daar by 'n put. En daar kom 'n Samaritaanse vrou by hom. En hy vra water. En ons ken mos nou die verhaal. Maar Jesus sê, as jy geweet het wie by jou is, sal jy my gevra het water, die lewende water, en jy sal nooit weer dors word nie. En die vrou verstaan nie. Jesus sê vir haar, hulle wat God aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid, Johannes 4 vers 23-24.
God soek hulle wat hom in gees en in waarheid moet aanbid. Sien, die probleem is, ons godsdienst is gebou op die sienlike, die fisiese dinge, maar nie op die gees nie. Die intellek word so gebruik en die intellek word so gevoed. Soveel diplomas, soveel grade, teologies. En jy kan al die kennis in pag hê. Maar as jy nie openbaring het, as God se gees dit nie lewe het gemaak het in jou gees nie, as dit intellektuele kennis. En dan kom die sondaar en hy vra vir jou, waar is jou God? En jy wil hom teologies, wil jy God openbaar maak uit jou intellek uit, en jy gaan dit nie reg kry nie. Jy gaan dit nie reg kry in die kind van die Here. Jesus sê aan Johannes 3 sê hy vir Nikodemus, wedergeboorte is soos die wind wat waai. Jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. Kom Jesus en hy verwys na wedergeboorte. Verwys na die wind. Die wind waai. Jy hoor sy geluid. Jy kan die reaksie van wind sien, maar jy kan my wind nie wys nie. Maar ek wil u vat na die Nuwe Testament toe. Blaai saam met my na Johannes hoofstuk 14 toe. Johannes hoofstuk 14. En toe ek hierdie goeders bymekaar kry, toe begin ek te verstaan, pas so Jakob. En dis met hartseer. En bekommernis in my hart. Want jy sien, iewers wil God vir my iets gewys het. Toe ek in my stilte tyd, toe ek Bybelstudie doen en ek kom by Psalms en ek lees, en die vraag is, waar is jou God? Toe ruk dit in my gees, man. Toe ruk daar die vraag en hy hou nie op nie, waar is jou God? As mense my en jou die vraag vra, waar is jou God? Ons kan met baie godsdienst kom. Ons kan met baie antwoorde kom, maar die vraag bly, wys my jou God. Waar is jou God? Nou, Johannes hoofstuk 14, ons ken dit ons so baie goed nou al, en Jesus sê vir hulle vers 1, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word, jy glo in God, glo ook in my, in my huis van my vader, is daar baie wonings, as dit nie so was nie, so ek dit vir julle gesê het, ek gaan op vir julle plek te berei, en as ek vir julle klaar plek voorberei, dan kom ek om julle te kom haal, en dan ken ons nou wat die Thomas sê, Here, hoe sal ons nou die weg ken? En Jesus sê van Thomas, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ons ken dit mos Johannes 14, nee. Maar nou kom daar nog 'n man, en dis hierdie man, by wie ek wil stilstaan met die naam van Filippus. Filippus vra amper die soortgelyke vraag, as wat Dawid se mense vir hom gevra het, Dawid se teenstanders of sy vyande vir hom gevra het, Dawid, ek sien al hierdie dinge, Dawid, ons sien hoe jy dans, ons sien hoe jy vlag swaai, Dawid, ons sien hoe jy God se naam groot maak, ons sien hoe gaan jy na die huis van die Here toe, dit klink na 'n goeie Nuwe Testamentiese getuie, in 2016, hoe die mense praat, van party predikers, party voorsangers, party lidmate. Maar nou kom ons by Filippus. Nou sê Filippus, Here, toon ons net die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. Kan ek dalk 'n parallel trek? Kan ek die vraag,
waar is jou God? Hier sit. Filippus kom sê, toon ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. Dit klink vir my amper dieselfde en dieselfde inhoud. Hy klink miskien so 'n bietjie anders dit die vraag. Toon ons net die Vader. Nou praat ek Nuwe Testamenties, ek praat nie met Jesus. Hy sê waar hy nog nie heeltemal Nuwe Testamenties nie, maar amper Nuwe Testamenties. Hier kom Jesus se disipel. Hy het amper 3 jaar saam met Jesus gewandel. Nou sê Jesus my sê, maar ek gaan weg. Ek gaan op julle plek voor te berei. En as ek 'n plek voorberei het, dan kom ek julle haal. Thomas sê, "Waar, hoe sal ons nou weet?" Die vraag of die stelling wat Jesus maak, betrap vir Thomas onkant. Sê maar daar's baie wonings, daar's baie plek in my Vader se huis. Hoor net wat Jesus vir hom sê, daar's baie plek in my Vader se huis. Toe hy die naam Vader noem, toe kom Filippus en sê, maar toon ons dan die Vader. Ek wil hê, kyk, hoor, Dawid sê, hy sê ek lei hulle na die huis van die Here toe, ek lei hulle daarna toe. Hulle volg my hierdie menigtes, ons dans, ons jubel, ons gaan te kere. Ek lei hulle na die huis van my Vader toe. Hier kom Jesus, hy sê my Vader se huis is daar baie wonings. Filippus, waar toon ons nie die Vader? Sien, een vraag, die vraag, of hy maak 'n stelling sê ek dat die Vader se huis toe. Die ander een sê, toon ons die Vader. Waar is jou God? Waar is jou God? En volgens wil ek vir die kerk van ons Here Jesus Christus, ek wil vir die wedergeborenes help om die vraag te beantwoord. Maar dit gaan baie meer van jou kos, as om net hierdie vraag te beantwoord, want as jy hierdie antwoord nie verstaan nie, dan gaan jy hom nie kan beantwoord nie. Dis belangrik dat u en ek nou van die intellek deurbreek na die gees toe. Dat die gees, die Heilige Gees, jou gees verlig, sodat jou denke verhelder kan word. As Lenies toe jy eksamen geskryf het, wanneer het jy punte gekry? Jy het punte gekry, toe jy die antwoordvraag stel, of toe jy hom beantwoord het. En volgens dit wat jy, die antwoord wat jy gegee het, volgens daai antwoord het jy punte gekry. So jy het of geslaag, maar jy nooit gedryf jy mos nie. Jy het altyd deurgekom, pa se slim seun, ma se gene. Halleluja. Ek wil hê jy moet luister, want dit is belangrik, want as daar tyd, want jy sien, ons kan dit nie meer meet aan die getalle in die kerk nie. Ons kan dit nie meet aan die verstaande reg, die geraas, of hoe hard, of hoe luid ons is, in ons lof en ons aanbidding nie. Want Dawid was die meesterlofsanger gewees. Man na God se hart gewees. Hy sê ten spyte van al hierdie dinge, vra my teestanders vir my, waar is jou God? Party van ons is sulke geheime agente, en mense vra jou nie eers die vraag nie. Hulle vra nie eers vir jou waar jou kerk is nie.
Filippus, Here, toon ons net die Vader. En dit sal vir ons genoeg wees. Nou kom kind van die Here, as u en ek die sondaar daar buite die Vader kan toon, sal menigte van hulle ook dalk vir ons sê, dit is vir ons genoeg. Nou glo ons ook. Nou weet ons waar jou God is. Dan kom aan Jesus in hy antwoord vir Filippus, hy sê, Filippus, hoe lank is ek by julle? Here help, hier gebeur net te veel dinge nou. Hoe lank is ek al in Dunamis bediening? Hoe lank was jy in Dunamis bediening gewees? Hoe lank was jy saam met my gewees? Jesus sê vir Filippus, Filippus, 3 jaar wandel jy saam met my. Hoe is dit dat jy so vraag vra, waar? Toon ons net die Vader en dit gaan vir ons genoeg wees. Hoe lank sit jy onder 'n bediening? Hoe lank sit jy in 'n kerk of in 'n denominasie of in 'n gemeente? En jy kan nie die vraag nie beantwoord nie. As die sondaar vir jou vra, waar is jou God? Want jy sien, geliefdes, waaraan meet ons kerk? Waaraan meet ons dit? Ons raak nie so af en toe 'n bietjie stil en sê, God, wat sê u vir my nie? Sien, die wêreld het so in die kerk ingekom. Laat die standaard, wat is hoe ons die kerk beoordeel, hoe ons sukses beoordeel, hoe 'n suksesvolle pastoor is ek, waaraan meet ek dit? Filippus, hoe lank is ek dan nou by julle? Ek wil hê u moet daarop let. Die vraag is, die tema van die boodskap is, waar is jou God? Dis wat Dawid ontstel het. Here, wanneer gaan ek u sien? Kom kind van die Here. Hy sê, wanneer gaan ek nou voor u aangesig verskyn? Here, wanneer gaan ek u sien? Om dan nou vir hierdie sondaars, hierdie vyande van my, sodat ek vir hulle kan wys, so lyk my God. Hier kom Nuwe Testament, hier kom Filippus. Filippus sê, toon ons net die Vader. Jesus sê, Filippus, hoe lank is ek al by julle? Hoe vra jy vir my? Toon ons net die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. Filippus was hier sekerlik by gewees toe Jesus Lazarus uit die dood uit opgewek het. Filippus was seker by gewees toe Jesus die 10 melaatses gesond gemaak het. Hy was hier sekerlik by gewees toe hy die siekes gesond gemaak het, hoe hy die krepeles gesond gemaak het. En nogtans vra hy vir Jesus, waar is God? Toon ons net die Vader, dit sal vir ons genoeg wees. Dawid roep uit, hy sê, God, hoe lank gaan dit vat, voor ek u van aangesig tot aangesig gaan sien? Nou, kom ons lees. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Die antwoord is, kind van God, in dit wat Jesus sê. Filippus,
Hoe lank is jy by my? Jy het al die wonderwerke gesien, jy het alles gesien. Hoe sê jy my, toon ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees? Jesus sê vir hom. Jesus gee hom die antwoord. Hy sê die antwoord staan reg voor jou. So Jakob is maar so. Want dit is wat Jesus vir hom gesê het. Hoe lank is ek by julle? Het jy my nie geken nie? Want dan gaan Jesus aan, hy sê, Filippus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Waar is jou God? As iemand vir jou vra, waar is jou God? En nou kom Jesus, ek gaan dit vir ons weer lees, hy sê Filippus, vers 9, Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, so lank het jy my nie geken nie? Maar nou sê hy wat my gesien het die Vader gesien. Ek wil nie daai godsdienstige koei. Ek wil daai godsdienstige geeste wat geen vrug in my of in jou lewe of in die gemeente se lewe voortbring nie. Ek wil hom net 'n hengse skop gee om hom uit jou lewe uit te kry. Want jy moet verstaan volgend. Jesus sê, hy gee die antwoord. Ek wil die kind van God, ek wil jy moet dit sien volgend, jy moet dit verstaan, maar God, Heilige Gees, jou openbaring gee van die antwoord. Waar is jou God? Jesus sê, Filippus, hoe lank is ek by jou? Het jy my nie geken nie? Maar ek sê vir jou, Filippus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Waar is jou God? Ons kan ons pastore verkondig, ons kan ons dominees verkondig, ons kan ons predikers verkondig, ons kan ons kerkdenominasies verkondig, ons kan ons eie gemeente promoveer. Maar as mense vir jou vra, waar is die God van jou gemeente? Waar is jou God? Wat sê jy? Sien jy? Daar is net een manier om die vraag te antwoord en te beantwoord. Gaan Jesus aan, hy sê, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my is nie? Jy sê, toon ons God. Jesus sê, maar hier is ek by jou. Ek toon hom vir jou. Sien vir jy, Jakob, wanneer ons hierdie goeders nou deurwerk, en hulle vra my so vers, maar hier staan God voor jou. Toe maar ek weet wat in julle gedagtes aangaan. Pastoortjie, hoe kan ek vir die mense sê, hulle vra, waar is jou God? Ek sê vir jou, as jy na my gekyk het, jy God gesien. Jy sien kind van die Here, en dis die probleem met die kerk van vandag. Dis hoekom ons nie die kerk, dis hoekom ons nie altyd die koninkryk, want ek wil nie vir algemeen nie, want daar is werklik, oor die wêreld is daar werklik pastore wat die ding verstaan. Mense wat dit verstaan. Wat promoveer ek? Wat promoveer ek? Wat wil ek doen in my bediening? Die bediening van die vyfvoudige bediening is van die apostel, profeet, evangelis, herder, leraar, is wat om te maak? Is om die heiliges toe te rus,
om hulle wat in die dood gesit het, na die lewe toe te bring, deur die krag van God se Gees, en hulle toe te rus, om wie te wees? Om God vir die wêreld te wys. Ek weet, ek skok jou, en ek weet, ek krap wat jy nie wil hê ek moet krap nie. Maar ek wil jou vanoggend sê, kind van die Here, jy moet die vraag antwoord. Waar is jou God as mense met jou praat? Kom ons lees aan. Hy sê, glo my dat ek in die Vader is, en die Vader in my is, of anders glo my te wille van die werke self. Wat gebeur met wedergeboorte? Kom van God, wat gebeur met wedergeboorte? Hy kom maak woning in my. Toe die kleiliggaam daar lê, en as jy laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, wat maak God? Hy blaas homself in die mens, en hy word 'n lewende siel. Wat gebeur met wedergeboorte, Nuwe Testament? Hy kom maak woning in jou. Wie kom maak woning in jou? Here help die kerk. Wie kom maak woning in jou? God homself deur sy Gees kom maak woning in hierdie liggaam. Waar is God? Hy's in ons. Hy's by ons. Sien, die kerk is bang. Die gelowiges is bang om na hierdie stap van geloof toe oor te gaan, want dis waarheid. Jy moet vrygemaak word van die leuen om in hierdie waarheid in te beweeg en in hierdie waarheid te wandel. Hy's in jou en hy's by jou. Wat sê Jesus vir Filippus? Filippus, hoe lank is ek by jou? Het jy my nie geken nie? Want as jy my geken het, het jy die Vader geken. So antwoord, wat sê Jesus vir hulle? Julle vra, waar is God? Hier is God. Hy is in die hoogste hemel, hè? Ja. Maar waar is hy nog? Hy is nou in my. Dis hoekom hy sê, jou liggaam word die tempel van God se Gees. 1 Korintiërs 3:16. Ons is bang, want ons ken die krag van die evangelie nie, om op hierdie pad, op hierdie evangelie te begin wandel. Dan doen ons en ons maak beskuldigings. Maar kind van die Here, jy moet uit die boot uitklim om op die water te kan stap. Gaan hy aan, hy sê, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my is. Hy sê, glo dit. As jy dit dan nie glo nie, glo dan die werke. En daar lê die ding. Ons kan die werke van die Here Jesus Christus nie doen nie, nie omdat ons hy nie wil hê ons moet dit nie doen nie, dis omdat ons nie openbaring het van hom wat in ons is, wat die werke doen nie. Ons is bang om in die bonatuurlike te wandel en te beweeg, om die vraag te antwoord, waar is jou God? Ek wil vir jou sê, my broer en my suster, as u en ek in die straat loop en daar is 'n lam en ons maak hom gesond, gaan jy 'n gehoor hê. Jy gaan mense hê wat jou gaan volg, en dan gaan jy mense hê wat jou vervolg. So, jy gaan al twee. Praise God. Hy wat godsvrugtig wil lewe, gaan vervolg word. Maar as jy die werke van die Here Jesus Christus begin doen, want vers 12 sê, gaan hy aan, Jesus sê, voorwaar, ek sê vir julle, groter werke wat ek gedoen het, gaan julle doen, omdat ek dan die Vader gaan, so gaan ons aan. Dawid roep uit, soos 'n hert smag na waterstrome. In Johannes 7, vers 37, 38, 39, sê Jesus op die groot feesdag, hy sê, hy wat dors het, laat hom kom.
sien kind van God, dan moet 'n dors kom in ons gees, 'n honger kom in ons gees. En dit praat hy van God se gees. Ons gaan nie so 'n bietjie aan, ons is amper klaar. So Jaco, ons hou tyd. Ons is onder 1 uur en 5 minute. Dan gaan hy aan, hy sê, en alles wat julle in my naam mag vra, sal ek doen, en sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Dan gaan hy vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Met ander woorde, wat het Jesus vir hulle gesê? Hy sê, ek het God aan julle openbaar kom maak. Hy's in my, ek in hom, hy in my. Hy sê, as julle dit nie glo nie, glo dan die werke. Dis hoekom kind van die Here, die geweldigste aanslag vandag is teen die werke van ons Here Jesus Christus. Ek praat nie van daai doem en daai rotte en daai kokkerotbedieninge nie. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van die werking van God se Gees, die gawes van God se Gees. Ek praat nie van daardie manne wat soos die towenaar was, wat towery gedoen het, en hy was by die mense in aanvraag gewees, maar toe die ware, werklike God, Heilige Gees deur Petrus begin beweeg, toe besef daai towenaar, maar daar's meer as wat ek het. Handelinge, lees die boek Handelinge. Sien kind van die Here, dit gaan nie oor my en oor jou nie. Dit gaan oor die God van die heerlikheid in my en by my. In u en by u. Nou kom ons lees aan. Amper klaar. Hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Met ander woorde, ander trooster verwys na wie? Na God Heilige Gees. God Heilige Gees maak Vader, maak Jesus in my en jou openbaar. Hallo kerk. Genesis, kom laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. So jy is geskape na die beeld, na die gelykenis van God. Ons weet wat met die sondeval gebeur het, ons weet wat met die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus gebeur het. Verskoning, hy het die herstel kon doen, hy kon woning maak in my met wedergeboorte, so met ander woorde, waar is hy nou? Waar is jou God? Hy staan hy voor jou, hy is in my. Wys hom vir my. Nou kom die werke van God se Gees in. Sien kind van God, die man van die intellek kan die werke van die Gees nie doen nie. Hy kan dit nie doen nie, want hy is intellektueel ingestel, né? Verskoning, hy moet Gees openbaring kry, God se Gees in hom, by hom, moet die werke, nie die werke om gered te word nie, die werke van die koninkryk demonstreer. Nou vers 17 sê hy so mooi, hy sê die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wie? Die Gees van die waarheid. Ek en jy kan nie vir daai sondaars dit in stories verkoop nie. Ek en jy kan nie vir die sondaar kom staan en lieg nie. As hy my en jou vra, waar is jou God? Dan moet jy hom met waarheid kan antwoord. Dan moet ek en jy met waarheid kan antwoord. Nou hoor wat gaan hy aan en nou is ek amper klaar. Here help ons. Hier's net te veel goeders. Hy sê, omdat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, want hy by en in julle sal wees. Vers 19. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe
en julle sal lewe. Nou vers 20. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Waar? As jy sal dit weet. Kind van die Here, dis hartseer as jy vir mense sê, maar God se gees vir die kerksmense, God se gees is in en by jou, sê, ja, dis waar. Maar hulle het nie 'n cooking clue van God Heilige Gees se teenwoordigheid in en by hulle nie. Gedaante van godsaligheid, geen krag nie. En daarom moet daar iets in jou gees gebeur. Wanneer mense vir jou vra, waar is jou God? Want jy sien, kind van die Here, Handelinge 1:8 sê Jesus homself, hy sê, wanneer die Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang om my getuie te wees. Wie se getuie? Jesus se getuie. So anders as jy Jesus van hom gaan getuienis gee, en mense vra vir jou, waar is hierdie Jesus? Waar is jou God? Waar is Jesus? En jy het nie die Gees van God nie. Hoe gaan jy te getuie van hom? Hoe gaan jy getuig dat hy in en by jou is? Jy kan dit nie doen nie. Jy het God se Gees nodig. Nou sê hy vir ons hier, en ek sluit af hiermee. As jy in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. So in die dag, jy sal dit weet. Pastoor Jaco, jy is bestem. Jy is bestem vir die manifestasie, die demonstrasie van God se koninkryk deur God Heilige Gees. You are called for it, you are appointed for it. Dis waarvoor God jou geroep het. Let nie, dis waarvoor God jou geroep het, dis hoekom hy jou gered het, dis hoekom hy jou afgesonder het, is om die koninkryk van God te wys. So kan ek elkeen van julle se name noem. Tot Leon wat daar agter die kamera staan. Jy ook, Leon. Hoor wat sê hy? Hoor wat sê hy, so kind van die Here? As jy in die dag sal jy dit weet. Jy sal dit weet. Kind van God, soveel ouens sê vir jou, maar ek glo hy's in my en hy's by my. Hulle weet dit nie. Hulle weet dit hier, maar hier weet hulle dit nie. Jy sien, jy moet hier in die Gees, waar God se Gees jou gees lewend maak, dan verlig hy jou denke, nou begin jy te vloei in die werke van God Heilige Gees. Nou, kom daar 'n boldness in jou gees. Waar is jou God? Hier is my God. Waar is jou God? Hier is my God. Ek ken jou. Net nie lank genoeg nie. Sien, kind van die Here, daar moet iets gebeur. Daar moet 'n radikale openbaring kom vir die kerk, vir die wedergeborenes om God te wys. Ons het soveel plaasvervangers, musiekgroepe, programme, musikante, predikers, noem dit wat jy wil. Maar daar kan nooit 'n plaasvervanger wees vir God Heilige Gees nie. Ek wil vir jou sê, wanneer jy begin vloei en jy begin Jesus te wys, jy begin sy getuie te word, hierdie Jesus het gekom, en ek en jy gaan sy werke voortsit. En wanneer ek en jy Jesus se werke voortsit, met die demonstrasie van God Heilige Gees krag, en die wonderwerke en die tekens en die genesings en die reddings, dan staan op by die dood wat voor hulle tyd gesterf het, ons haal hulle uit wat God se Gees vir jou dit sê, om hulle op te wek, sal jy agterkom, ewe skielik, het jy volgelinge. En ek gaan weer sê, saam met volgelinge, ook vervolgelinge. Mense gaan jou vervolg. Wie gaan jou vervolg? Die intellektueles. Die intellektueles gaan jou vervolg. Vers 21 en hiermee sluit ek af.
Wie my gebooie het en die bewaar, dis hulle wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek, Jesus, sal hom lief hê. Wonderlik. Wys my, Jesus. Wys my jou God. Nou hoor wat sê Jesus, die laaste gedeelte sê hy. En ek sal my aan jou openbaar maak. Is hy redder? Ja. Is hy verlosser? Ja. Is hy geregtigheid? Ja. Is hy wysheid? Ja. Kan hy voorsien? Ja. En verdie, gaan nou nie jou van sê nie, maar verdie, jy sien, toe Jesus tempelbelasting moet betaal, toe sê hy vir Petrus, gaan gooi gou daar 'n lyn, gaan gooi so 'n lyntjie uit daar gou in die see, dan gaan jy vis vang, as jy sy mond oopmaak, gaan daar stater in wees. Jakob, het God dan nie 'n manier om bonatuurlik te onderneem vir homself nie? As hy voorsiener, het hy gekom as die meer as genoeg? Kom kyk. Maar wanneer die Here Jesus in die saak is, dan sal jy agterkom, finansies is in die saak. Dan onderneem God bonatuurlik vir jou. Want jy is sy getuie. As ek gaan my aan jou openbaar maak, waar is jou God? Hier is my God. Bewaar sy gebooie. Dan sal jy weet, ek en die Vader, sê Jesus, Vader in my, ons in julle, julle in ons. As jy my gebooie, daar lê die geheim. As jy my gebooie onderhou, sal ek my aan jou openbaar maak. As. Waar is jou God? Kom, ek gaan jou my God wys. Amen. Mag God u seën, mag hierdie woord lewend word in jou gees, mag jy dit gaan oordink, mag elke aanslag van die vyand op hierdie waarheid afgeweer word, deur God Heilige Gees, mag hierdie woord lewend word, en mag jy kragtig, vir hulle wat vir jou vra, waar is jou God, vir hulle wys, waar is God? Die hoogste hemele, maar hier is God, hy is by my, en hy is in my. Amen. God bless you. Seëninge vir u. Amen.